Almagtige God, Hemelse Vader, in U huis word dit stil, omdat ons besef, ons is nie teenwoordigheid van ons Hemelse Vader. Liefdevolle Heer, ons wil vir U dankie sê, baie dankie dat ons vandag weer hier by mekaar kan wees. Dankie vir die reisgenade wat U gegee het. Dankie vir 'n dubbelporsie Sabbatmanna, wat ons so mildelik uit U hand ontvang. Mag hierdie boodskap van bemoediging wat U vir ons bring vanoggend, elkeen se hart vul, dat dit kan saamneem in tye waar dit moeilik gaan. Ons dankie vir U genade en U liefde. Dit is ons nederige gebed in die naam van Jesus Christus. Amen. 'n gebroke wêreld, vol skoonheid en lemmetjiesdraad. U mag dalk met my saamstem, ons lewe in 'n wêreld wat tegelykertyd asemrowend mooi is, maar ook is dit hartverskeurend gebroke. Dalk het u ook al wil uitroep, soos die psalmdigter in Psalm 42 vers 10 tot 12. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet u my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyand se verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaat my teenstanders my as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jy jou neer oor my siel? En wat is jy onrustig in my? Die afgelope paar maande is ek intens gekonfronteer met die gebrokenheid van hierdie wêreld. Hoe bemoedig en onderskraag jy 'n man wat die skielike onnatuurlike dood van 2 vriende van 35 jaar moet hanteer? Die een vriend is dood die dag na hierdie man se moeder begrawe is. Hoe maak jy sin uit 'n jong man wat wreed vermoor word, omdat sy vriende hom in 'n lokval ingelei het? 'n jong man wat die enigste kind van sy bejaarde ouers is. Hoe bring jy hoop en vertroosting aan 'n vrou wat haar geliefde man na 58 jaar se getroude lewe moet afstaan na 'n kort siekbed van malaria? Hy wat God verwerp het, omdat hulle enigste seun 'n kwadripleeg gelaat is na 'n ernstige fietsongeluk. Hoe troos en bemoedig jy 'n jong dogter, die enigste van haar ouers, wat haar pa se lewe by haar pa se lewelose liggaam neerkniel, waar hy afgeval het by die trappe in hulle huis? Self onlangs was ek vir die eerste keer in my lewe gedagvaar. En om as getuie op te tree by die KVBA. Nou dit het baie van my soos die KGB geklink. Maar dit is by die CCMA wat ons beter ken. Vir u wat al daar was dalk, jy kom eers in 'n groot lokaal by mekaar, al die mense, al die partye, en dan word die sake een uitgeroep, en dan gaan jy nou na die hofkamer toe. Nou wat my opgeval het daar, was nie daardie ongelooflike stilte in daai vertrek nie, maar die mense se gesigte. Daar was mense wat vrees gehad het. Daar's ander gewees met bitterheid, ja selfs haat. En dan was daar ander met 'n selfvoldaanheid op hulle gesigte. Nou iets wat al hierdie mense in gebeen vir my gehad het, is dat elke een van hulle het gewag op 'n uitspraak. 'n Uitspraak wat hulle lewens vir altyd kan verander. Nou midde hierdie gebrokenheid kon ek nie anderster as om te sit en dink aan 2 Timoteus 3 vers 1 tot 4 nie. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaam hulle ouers,
ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Nou het u ook al gewonder, hoekom sukkel ons, en dalk is net ek, om hierdie gebrokenheid van die wêreld te kan hanteer? Waarom voel dit dikwels of ons nie mense genoeg kan bemoedig nie, vir hulle kan hoop gee nie? Dit is asof ons net nie goed genoeg is om dit te doen nie. Ons is net nie suksesvol daarin nie. U sien, wanneer iemand doelbewus vermoor word, of 'n terroris kom in en hy skiet onskuldige mense dood, of wanneer iemand doodgeskiet word omdat hy bloot sy geloof en oortuigings openlik deel, verstaan ons instinktief dat iemand verantwoordelik gehou gaan word. En dit word verwys na as morele boosheid. Aan die ander kant, daar's 'n afgryslike gebeurtenis, skokkend, hartseer. Daar is 'n skuldige. Daar's iemand wat gaan boet. Ek kan selfs my vingernaal wys of 'n gesig op TV sien. En daar gaan waarskynlik en hopelik 'n toepaslike straf daarvoor wees. En omdat daar onmiddellik amper 'n antwoord is vir hierdie afgryslike daad, hanteer ons dit makliker, ons verwerk dit makliker. Maar daar is dan ook aan die ander kant die natuurlike boosheid. En dit is die een waarmee die mens vroeg. 'n Jong kind wat op sterwe lê aan 'n breingewas. 'n Aardbewing wat honderde mense op een slag se lewe eis. 'n Vloed wat dit wat mense opgebou het deur eerlike, harde werk in 'n oomblik wegspoel. 'n Degenererende siekte wat 'n voorheen aktiewe persoon laat vergeet van hul eie kinders, hul geliefdes en ja, selfs God. Nou hier is daar dikwels niemand om te blameer nie. En omdat die mense hart soek na antwoorde, draai die mense dan na God en sê, hoe kan God dit toelaat? Hy is dan 'n liefdevolle God. Waar is God in hierdie gebroke wêreld? Nou dit is eerlike vrae. Van die mees gelowigste mense vra daardie vrae. Nou die Bybel probeer nooit voorgee dat lyding eenvoudig is nie. Inteendeel, Johannes 16 vers 33 sê vir ons, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Klaagliedere 3 vers 32 en 33 vat dit vir my so mooi saam as 'n kern. Al bedroef hy ook, ontferm hy hom volgens die grootheid van sy troue liefde. Want dit is nie uit sy hart dat hy die mensekinders verdruk of bedroef nie. God verheug hom nie in die lyding van die mens nie. Maar dit beteken ook nie dat u en ek altyd verstaan waarom God sekere dinge toelaat nie. En daar is nie eenvoudige antwoorde nie. Wanneer iemand deur geweldige pyn gaan, seer het, kan eenvoudige antwoorde of selfs goed bedoelde raad van hoe dit hanteer behoort te word, baie gevaarlik wees en selfs meer pyn en skuldgevoelens by daardie persoon laat. Geen enkele Bybelvers of woorde kan die leesstoel aan 'n etenstafel vul nie. Geen kliseë kan 'n ander se trane afdroog nie. Of die gebrokenheid en die leemtes in 'n hart vul nie. Maar wanneer iemand redeneer dat daar geen God is nie, of hulle rug op God draai, omdat die lemmetjiesdraad van die lewe besig is om hulle stikkend te sny, is daardie lyding eenvoudig betekenisloos. Daar sal dan uiteindelik geen geregtigheid wees
vir die ouers wie se kind vermoor is nie. Geen ewige hoop nie. Want dit beteken daardie ouers wie se kind gaan sterf van 'n breingewas, het dan geen hoop nie. Wanneer alles dan nou verby is in hierdie scenario, is dit nou maar net verby. Dit is nou maar hoe die natuur werk en dit is nou maar hoe die siklus is. Maar die Christelike teïsme aan die ander kant is die enigste wêreldbeskouing wat konsekwent sin maak uit die probleme van boosheid en lyding. Maar die Christelike geloof bied ook iets wat geen ander wêreldbeskouing kan bied nie. Nie al die antwoorde nie, maar hoop. Daar is dalk 'n belangriker vraag wat gevra moet word as, waar is God in hierdie gebroke wêreld? Die vraag is, wat het God aan die kruis gedoen? Christus, die Seun van God, in wie die volheid van God woon, het op aarde gelewe as 'n menslike wese. Die kruis wys vir ons dat God nie op 'n afstand staan en kyk hoe mense ly nie. Hy het deel geword van ons lyding. Hy het self pyn ervaar. Hy het verwerping beleef. Hy het verraad beleef. Hy het verlies beleef. Hy het die ergste fisiese pyn beleef. God verstaan u en my smart van binne af. The Lord is close to the broken-hearted and saves those who are crushed in spirit. Psalm 34 vers 18. Dikwels wanneer iemand huil, hartseer is, gebroken is dit dalk net beter om just be there. Wees net daar. Huil partykeer saam. Woorde is nie altyd nodig nie. Bid saam met hulle, nie net in die verbygaan, ek sal vir jou bid nie. Bid saam met hulle. Want die kruis wys vir ons dat God nie bloot raad gegee het oor lyding nie. Hy het self daarin gestap. Hy verstaan. Maar dit eindig nie by Golgotha nie. As Jesus net gesterf het aan die kruis, was dit maar net 'n baie hartseer verhaal gewees. Maar hy het opgestaan. En die opstanding verander alles. Absoluut alles. En daarom het ons hoop. Omdat Jesus uit die dood opgestaan het, weet ons dat boosheid nie die laaste woord het nie. Daar kom 'n dag van finale geregtigheid. Goddelike geregtigheid. Geen moordenaar, geen terroris, geen onreg gaan uiteindelik ongestraf gelaat word nie. God se geregtigheid is nie 'n illusie nie. Maar daar's meer. Die opstanding beteken ook dat selfs die dood nie die einde is nie. Dit beteken dat God uiteindelik alles nuut gaan maak. Dit beteken ook dat elke traan gaan afgedroog word deur God self. Dit beteken ook dat enige vorm van lyding nie die laaste hoofstuk in my lewe is nie. En self kan ek getuig van my Leon. Toe hy geweet het hy gaan sterf binne die volgende paar dae, en dit op 'n relatiewe jong ouderdom, het hy kort voor sy dood nie minder geloofsekerheid gehad nie, of innerlike vrede nie, inteendeel, dit was baie meer. Hoekom? Daar was nie skielik hoop dat hy gaan die kanker oorwin nie, maar omdat hy sy geloof nie net 'n idee was nie, dit was nie 'n illusie nie. Hy het op Christus vertrou en op God se beloftes. Hy het werklik hoop gehad.
nie wensdenkery nie. Ons wat nog in die lewe is, leef tussen skoonheid en lemmetjiesdraad. Ons leef in 'n wêreld vol wonderwerke, maar ook vol wonde. Ons sien ongelooflike liefde, kyk maar na die jong liefdes in ons kerk selfs, maar ook verskriklike boosheid. Ons beleef vreugde, maar ons beleef ook verlies. Die wêreld bestaan uit skoonheid en lemmetjiesdraad. Elke een van ons is al dalk op die oomblik en sal beslis deur lemmetjiesdraad moet stap, wat ons stikkend gaan sny. Die vraag is, na wie en waarheen draai ek, wanneer ek daar is? Ek sluit af. Wat hierdie onlangse intense ervarings van 'n gebroke wêreld my geleer het, is dat die Christelike geloof nie bloot 'n stel idees of konsepte is nie. Dit is nie net 'n teorie oor God nie. Dit is 'n lewende verhouding met Jesus Christus. Jesus Christus, die een wat aan die kruis gehang en gesterf het, vir elke een. Hy wat uit die dood opgestaan het, om vir ons hoop te bring. Die een wat ons pyn intens verstaan. Die een wat beloof dat hy u en my nooit sal begewe of verlaat nie. Wanneer ons nie verstaan, wanneer sekere dinge gebeur nie, kan ons steeds vashou aan wie hy is en elkeen van sy beloftes aan ons. Die kruis herinner ons dat God saam met ons lê. Die leë graf herinner ons dat lyding nie die einde is nie. En daarom kan u en ek leef met versekerde hoop, selfs in 'n gebroke wêreld van skoonheid en lemmetjiesdraad. Amen. Kom ons buig die hoofde in dankbaarheid. Almagtige God, Hemelse Vader, dankie dat u aan ons sendingverhale ook gee. Nie net om te wys waar ons sendingvelde is nie, maar ook om te wys wat moontlik is, Vader, wanneer dit in u hande geplaas is. En daarom, Vader, plaas ons ook nou die offergawes en tiendes, gelde wat ingekom het, enige iets, Vader, die week ook, in u hande. Mag u dit aanwend volgens u wil alleen. Liefdevolle Heer, ek wil ook bid vir die Sabbatlesstudie wat nou gaan gebeur. Versterk en seën elke aanbieder van die klasse tot hier. Mag dit 'n seëning wees en 'n onderrig wees vir elkeen van ons. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.